van 19 Junie 2025, lesing 301 van die Groot Johannes Evangelie boek 1. Ons is nou by hoofstuk 2:1-3, die gevolg van 'n versorgde bestaan, wat nou 'n voortsetting is van Sirenius en die meester se gesprekke oor verskillende volkere se vlak van ontwikkeling. En wat 'n mens daaruit verstaan het, is dat Yeshua sê dat jy nie by 'n volk wat nie 'n basiese ontwikkelingsvlak bereik het, wat nie 'n taal het of 'n geskrewe taal het nie, so 'n volk sal ook nooit die dieper geestelike dinge van Yeshua se leer kan verstaan nie. En ek wil dit net vir julle sê, dat hierdie volk wat in hierdie 13 volkere wat in ons land bly, het geen geskrewe taal gehad nie. Hulle taal is opgeteken deur liberale blankes, het hulle taal opgeteken in boeke en dis toe later aan hulle kinders geleer. En so het hulle taal dan beslag gekry. Nie deur hulle self nie, want hulle was nie in staat nie. Meeste van die tale wat gepraat was en nog steeds is 'n klik-klak taal, wat ek nie eers so kan klap nie, en ek sê 'n kosa, want in Afrikaans is hy 'n kosa, nie daai klap geluid voor die tyd nie. Nou daai klik-klak tale is goed wat uitkom uit die pre-Adamiese tydperk, want hierdie wesens wat ons nou ken om ons, is 'n vermenging van pre-Adamiese wesens wat regop geloop het, wat deel was van die diereryk, nie die menseryk nie. Die eerste mens, Adam, was Adam en Eva 6000 jaar gelede geskep. So asseblief maak jou oë oop as jy ooit dieper dinge vir sulke mense wil gee, jy gaan nie regkom nie. Hulle gaan dit nie verstaan nie. En die bewyse is daar. Al hierdie evangelisasie in die lokasies, dis mos nou die groot prestasie, is om almal hardloop lokasie toe om die evangelie aan hierdie arme ou swartetjies te bring. Nog nooit het daar 'n pastoor opgestaan in die swart gebiede wat aan wit armes seëninge geskenk het nie. En wat die werklike liefdesboodskap van Yeshua uitgedra het buite die plek waar hy is. En binne die plek is daar maar net hoofsaaklike uitbuitery van hulle lede. Ek kyk baie keer dan op hierdie Facebook en so, dan sien ek die manewales van hierdie predikers. Jy kan nie glo wat hulle die mense aanbied as geloof nie. So, die Christendom vandag erken byvoorbeeld dat ZCC, wat sekerlik 15 miljoen plus lede het, dat dit 'n Christelike organisasie is. En ek het nou die dag alreeds vir julle gesê dit is nie. En toe lees ek 'n bevestiging van 'n vrou wat in die ZCC was, en sy was nogal in die top ranks, soos hulle sê. En sy sê, ek is 'n heks. ZCC is nie 'n Christen organisasie nie. Dit is 'n organisasie waar die gees van ou Corneels Liganjani aanbid word. Hulle gebruik Jesu, dis nou hulle Jesus, Modimo Jesu, Modimo is mos een God, is die middelaar na Cornelius Liganjani se gees toe. Dit is die kerk se basis. En almal gaan van hierdie ouens, en almal gaan en hulle stort baie geld in hierdie mense se koffers. Ek kom lank in die Noord-Transvaal gewerk, dan kry ons maar berigte dat FNB of Standard Bank, ek weet nie wat nie, hoeveel 200 liter dromme met geld. Hulle werk vir partykeer meer as 'n week, net om daai geld getel te kry. Maar wie kry dit? Die naam sê wie kry dit? The Zionist Christian Movement, die Zionist kry die geld. En in die afgelope tyd het ons nou baie geleer wie die Zionists is, of die Sioniste.
Dit is die Jode in Israel. En dit is hulle kerk. Leganiani se familie word goed voorgesorg. Hy kry baie geld, hy ry mooi, die kinders ry mooi karre en alles. Maar dit is waar die geld heen gaan. En dit is hoe volkere uitgebuit word deur hierdie slangsaad, wat nou op die huidige oomblik soos ons praat, daarom 'n pak slaag kry wat hulle al lank al verdien het. 'n Mens verlekker jou nie in ander mense se leed nie. Maar karma is karma. Die wiel het gedraai. Maar die Zioniste beheer nog baie ander organisasies in ons volk. Byvoorbeeld, die vrymetselarry is onderdanig aan die Zionistiese ordes. Die geldstelsel word deur hulle beheer. Die politieke stelsel word deur hulle beheer. Alles deur 'n paar groepies mense wat op die aarde niemand anders te dien as Satan self nie. Maak jou oë oop. Ons gaan dan verder oor hierdie gedeeltes verder lees. Die gevolg van 'n versorgde bestaan, 2:1-3. Nou sê Sirenius vir die groep daar, Meester, U is waarlik die meester van die mensdom, en U is die lewende skool van die ware lewe. En ek weet nou volkome waaraan ek toe is, en waar die hele mensdom aan toe is. Maar ek verstaan nog net nie so goed waarom 'n volk sou wegsak in volkome onaktiwiteit, as dit bo die slawerny uit liggaamlik meer versorg is nie. Majesteit en meester, daarvoor sou ek nog graag 'n uitleg wou kry. Onthou, Sirenius is 'n tweede in bevel oor die Romeinse ryk, oor die Romeinse ryk, wat die magtigste ryk van daai tyd was, wat oor die wêreld regeer het. En presies, daardie groot Romeinse ryk het ook geval. Hulle het ook weggesak en tot niet gegaan. Die geskiedenis sê dit vir ons. Nou sê Joshua vir hom, nou dis nog voor die Romeinse ryk geval het, hy is nog baie sterk in hierdie tyd. O vriend, vra na die geskiedenis van die volke van die aarde. Kyk na die ou goed versorgde Egipte. Kyk na Babel en Ninive. Kyk na Sodom en Gomorra. Ja, kyk na die Israelse volk in die woestyn, wat ek 40 jare lank met manna uit die hemele versorg het. En kyk ook weer na die groot aantal verdwene volke. Daar sal jy maar al te gou ontdek wat liggaamlike welstand al hierdie volke gebring het. Kyk, en hierdie is 'n baie sterk les vir ons moderne vrouens ook. 'n Vrou wat haar uiterlike baie belangrik vind, en natuurlik is dit dan, 'n vrou word hier met 'n volk vergelyk, sal uiteindelik niks anders meer doen, as om haar die hele dag te tooi en met sierade te behang nie. Na verloop van tyd sal sy dit beter vind, om haar deur andere te laat was, te tooi en te laat opsmik. Dit is nou deur bediendes in daai tyd, maar in vandag se tyd is dit nou hierdie opsmikwinkels, waar jy gaan om jou hare te doen en jou naels te doen en jouself, wat sê hulle, nie op te maak nie, oor te doen. Dit is nou besighede en dit is 'n studierigting wat baie dogters kies. Hulle gaan studeer 3 jaar hoe om ander vrouens op te smik. Maar dit duur ook nooit baie lank nie. Uiteindelik word so 'n verwende vrou selfs te traag om haar te laat versorg en sak letterlik af tot die bestaan van 'n vark of selfs 'n verkleermannetjie, welke diere jy vind in Indië en Midde-Afrika. Dit is nou natuurlik die verkleermannetjie verwys na al die haartinte en goed wat die vrouens doen. Dan is die vraag, wat kan jy dan nog met so 'n vrou begin? Watter geestelike ontwikkeling is nog moontlik daar? Ek sê vir jou, en dis Joshua, die meester, die koning, die vader wat praat hier,
Sy deug selfs nie meer vir 'n hoer nie. Dit was ook die eintlike rede waarom die volk in Sodom en Gomorra hulle self onnatuurlik begin bevredig het. Verstaan jy dit? En hier lees ons nou, ons in die Bybel praat van Sodom en Gomorra, maar ons weet dat sodomiet is homoseksualisme, maar hier gee jy Vader een van die redes aan, hoekom hulle daarna toe beweeg het. Want die vroue het te sleg geraak. Heeltemal nie meer in staat om hulle vroulike rol te vervul nie. Toe het hierdie klomp onnatuurlike boosaards sekerlik met jong seuns begin en toe het dit heeltemal ontaard in 'n homoseksuele nes, soos wat groot dele van die wêreld vandag is. Dink maar aan Amerika, daar in Hollywood, daai wêrelde, en dink maar in Kaapstad, wat hulle sê is the gay city of the world, the pink city. Al hierdie goed sien ons nou voor ons oë plaasvind. En die vroue, in plaas van dat hulle die vroulike rol wou opneem en dit uitleef, het hierdie opsmik so ver gevat, dat hulle nie meer geskik was as maats vir 'n man nie, as lewensmaats nie. Ek lees maar baie en ou kry baie goed op jou foon wat oorkom van Amerika af. Dan kyk ek, dan al hierdie mense wat so opgehemel word, hierdie filmsterre en sangers, as jy bietjie die agtergrond gaan kry by mense wat met hulle te doen het, hulle is so vuil, dat die ander mense wat saam met hulle moet optree, klaar, dat hulle stink, hulle was nie. Hulle is regtig totaal binne hierdie orde wat Yeshua gesê het. Hulle het so sleg geword, dat hulle nie meer omgee nie. Maar tog aanbid die mense hulle. En baie van hierdie dinge, wat gebeur met mense wat so begin sleg ryk, en nie meer vars is nie, is demoniese geeste wat aan hulle kleef. Demoniese geeste gee 'n reuk af in die gees, wat partykeer deurslaan na die vlees toe. So, al hierdie verkeerde gebruike, maak dat die een demoon na die ander op hierdie mense pak, en hulle is naderhand so besmet met demoniese goed. En dan sing hulle vir ons, en ons speel die plate in ons huis, in ons motors. En wat is dit anderste as 'n demoniese gedrewe stem wat jy na luister? Of, ons kyk daarna. Jy kan sommer van hierdie flieks dadelik agterkom. Hier's nou 'n demoon in hierdie fliek wat speel, want dit krap jou so om in jou. En veral wil ek die ouers waarsku, in hierdie Walt Disney tekenprente, pas op vir daai goed vir jou kinders. Ek luister partykeer met 'n oor na dit, want die klein kinders gryp ook die goed aan. Dan sê ek, sit af, dis 'n demoon wat daar praat. Dis nie 'n mens nie. Want my gees sê dit vir my. En waarom wil ons kinders van kleins af deur demone laat onderrig word? Want dit is wat hierdie flieks doen, dit onderrig ons kinders. Leer hulle nie maniere nie, leer hulle onmaniere. Want dan sulke goed soos The Angry Bird, so wat ek gehoor het nou van my klein kinders. Nou daai goed is absoluut uit om daai kind rebels te maak teen die gesag wat oor hom is, naamlik sy ouers en sy skoolonderwysers. En dit leer hierdie kinders absoluut verkeerde goed. En daai kind word dan groot en dan gebeur dit wat ons vanmôre hier lees. 'n baie goed versorgde samelewing stort in duie. Want ek weet nie vandag, as ek na die algemene jeug kyk, ek sê nie almal nie, ons het regtig mooi jong mense ook in ons volk, maar oor die algemeen weet ek nie hoe hierdie jeug van vandag oor 20 of 30 jaar hierdie land sal kan bestuur nie. Hulle het net nie die vermoë nie, hulle het nie die dissipline nie.
Hulle kan nie iets klaarmaak nie, want hulle het nooit die korrekte onderrig van Vader deur die ouers gekry nie. Dis die toestand waarin ons nou sit, die Sodom en Gomorra toestand. Waarlik sê Sireneus, so vrygewig met diepe wyslede, was u na my wete byna nog nooit nie. Dit moet ek nou openlik toegee, omdat u hierdie keer meer gesê het, as alle ander kere waarop ek die voorreg gehad het om u te hoor. Wat u ons hier oor die wortels van die ontstaan en die bestaan van die mensdom in al haar verhoudinge meegedeel het, is nou alles sonhelder en duidelik. Maar iets moet tog nog van my hart af. As ek dit ook nog weet, het ek egter geen vraag meer nie. Moet ek die vraag stel, of lees u dit ook weer in my hart? Yeshua sê vir hom, jy weet alles wat in jou hart is. Vra maar hierdie keer terwille van die ander, sodat hulle dadelik vanaf die begin af ook heeltemal weet waaroor dit gaan. Nou sê Sireneus, nou dan luister welwillend na my. 'n vraag oor die skepping. En ek het hierdie gedeelte ingesluit, alhoewel ons in vorige lesings die skepingsgeskiedenis in Genesis 1 en Genesis 2 behandel het. Daar is lesings daaroor, as julle op die www.nuweopenbaring webwerf gaan maar net af tot jy dit kry, die skepping, die verhaal van die skepping. Maar dit is goed wat die mense nie verstaan nie. Kom ons lees. Gedurende my, hoofstuk 2:1-4, gedurende my taamlik langdurende aardse lewe, hy was al 'n ou man, het ek dikwels, maar altyd vergeefs, nagedink oor die vraag, hoe nou eintlik, sê maar streng natuurlik, die eerste mensdom van hierdie aarde gekom het tot die kennis van 'n geestelike opperwese en haar eie nie-stoffelike gees. Daarvoor het ek die boeke van Egipte, die geskrifte van die Grieke en die boeke van hele Moses gelees. Ook het ek eendag 'n Indiese werk in die hande gekry, wat ek vir my deur 'n man in Rome, wat 'n Indiër was, laat voorlees en vertaal het. Maar ek het oral 'n sekere mystieke beeldspraak gevind, waarvan geen verstandige mens nog verstandiger kon word nie, en ek dus nog minder, omdat ek my in die jeug altyd ingebeeld het, dat ek baie dommer was as alle ander mense. Oral kom logiese ongeruimdhede voor, wat woordeliks genome onsin is. Nou hierdie Indiese boek het hy in ander plekke vir ons meer lig op het gewerp. Die boek se naam is die Sanskrit, wat 'n baie ou boek is, wat dateer uit die tyd voor die vloed, wat op een of ander manier in Indië beland het. Ek vermoed het dalk daar beland deur Abraham se vrou wat hy gevat het na Sarah, het hy Keturah getrou, en hy het 6 seuns gehad, en die geskiedenis sê, hulle het na die ooste getrek, en dalk het hulle hierdie boek saamgevat. Maar Yeshua praat dat daar baie wyshede in daai boek is, maar het het vir ons weggeraak. Julle Moses sê byvoorbeeld, in die begin skep Elohim hemel en aarde, en die aarde was woes en leeg, en dit was duister in die diepte, en die gees van Elohim sweef bo die water. Toe praat Elohim, laat dit lig word, en dit word lig. En Elohim sê dat die lig goed was. Toe skei Elohim die lig van die duisternis, en noem die lig dag, en die duisternis nag. So ontstaan dan uit aand en oggend die eerste dag. Vervolgens word in baie kortstellings die skeiding van die waters, die droogmaak van die aarde en die skep van gras, struike en bome aangestip. Met die skep gaan 3 dae verby en dus ook nagte. Maar omdat dae en nagte al ontstaan by die skep van die eerste lig op die duistere diepte van die aarde, sien ek egter nie in waarom Elohim op die 4de dag dit nog nodig vind om 2 groot ligte te skep en hulle aan die hemel te plaas, waarvan die groot lig die dag sou regeer en die ander kleinere die nag nie. Laat ons dit nou naas die natuur van die aarde, lê ons dit nou naas die natuur van die aarde, en bedink ons wat, volgens u verklaring,
die son en die maan en al die sterre is. Dit het hy al vir hulle verduidelik. Dan is toch die hele skepingsgeskiedenis van Moses so groot onsin, dat daar op die liewe aarde seker niks groter bestaan en kan wees nie. Wie sal dit ooit verstaan? Ons klein groepie weet dat die aarde geen oneindige kring nie, maar 'n baie groot bal is, soos wat u dit vir my in Egipte, toe u nog 'n kindjie was, en later aan ons almal, baie aanskoulik en waarheidsgetrou laat sien het. Op die aarde word dit eintlik nooit nag nie, omdat 'n deel van die aarde altyd deur die son verlig word. Daarbij is die maan 'n heel onbestendige basie, en bekommer haar, behalwe 'n paar dae per maand, baie weinig oor die heerskappy oor die nag. Nou wil ek net noem hierso, want dit is baie belangrik, want ons word nou gekonfronteer met baie mense, en hulle het baie quasi-wetenskaplike bewyse dat die aarde plat is. Hier sê Sirenius, die aarde is 'n bal, en as jy verder lees, sê Vader nie, of Yeshua sê nie, maar jy is verkeerd nie. 2 plekke het Yeshua 'n IMAX, as ek vandag se taal kan praat, voorstelling van ons planetêre stelsel laat ontstaan. Toe hy 'n kind was, het hy 'n pomelo gebruik, en hy het hom in die lug ingehef en die dinge daar gehang, en hy het al die ander planete ook geskep deur sy woord, en hulle aan die gang gesit en hulle het begin wentel om die aarde. En die aarde was basies 'n klein skaalmodel van die werklike aarde. Dat die mense selfs kon gaan kyk, hoe lyk die plek op die aarde waar ons nog nooit was nie. En presies so 'n model het hy ook gemaak toe hy begin met sy lering. Het hy so 'n model gemaak. En hierdie modelle bevind hulle ook nog in die geestelike wêrelde. Daar is byvoorbeeld 'n kennis wat vir ons gegee is in die geestelike son, ook deur Jacob Lorber, dat die kinders wat vroeg van die aarde af weggeneem word, sê nou maar baie klein nog sterf hulle, gaan na skole toe, waar hulle dan opgelei word, ook interessant, 12 klasse, 12 vlakke wat hulle gaan. En dan, as hulle daar klaar is, dan word hulle na 'n vertrek geneem waar die groot aarde is, en hulle alles kan sien op die aarde, hoe dit gelyk het toe Adam en Eva daar was, en hoe dit lyk nou, en alles tussenin. En daardie aardes wat hulle wys is 'n groot bal, en hulle het nou steiers, Engels scaffolding, waar hulle dan kan op en af klim, die Noordpool toe, Suidpool toe, oral kan hulle kyk. En dan is daar ook modelle van ons planetêre stelsel, wat hulle moet leer. Daar's nie van stil sit, as jy na daai vlakke toe gaan, jy moet gaan leer, hoekom? Want daai kinders kom almal terug as beskermengele. En hulle moet 'n deeglike kennis hê van die aarde. Maar dis vir hulle baie maklik, want hulle is nou vrye geeste, en die goed kennis kom baie maklik, hulle vergeet dit ook nooit. So, dit is hoekom ek bietjie hierdie vers 4 uitlig. Dit is baie duidelik dat die aarde 'n bal is, soos ons nog altyd geweet het, maar wat nou deesdae anders aangebied word. Moenie laat daai mense jou mislei nie, want ek iets gesien, as jy daai pad loop, dan verloor jy ook ander waarhede. Jy verloor die vermoë om werklik te redeneer. En ek het baie bewyse daaroor, want dit is een van die groot goed wat 'n mens elke keer moet teestaan. Nie so seer vir die ou wat met sy gemors voortkom nie en dit plaas nie, maar vir die ander mense wat dit lees, kan jy die teendeel gee, sodat mense nie verward raak nie. Dis baie belangrik dat ons die korrekte besef van ons aarde het. Weet nie hoekom dit belangrik is nie, maar dit is belangrik. Ook vers 5 is dit waansin om te sê dat uit die aard en uit die aand en die oggend 'n dag ontstaan. Staan ons so, dit was aand en dit was môre.
terwyl tog elkeen deur die ervaring van sy hele lewe weet, dat die dag altyd slegs maar tussen die oggend en die aand, maar nooit tussen die aand en die oggend geplaas word nie. Want op die aand volg altyd die nag, tot aan die oggend, en op die oggend volg die dag, tot aan die aand. En dus lê tog volgens die logika tussen die oggend en die aand die dag, en tussen die aand en die oggend die nag. Dis tog logies. Hoewel dit al as iets waansinnig aangemerk moet word, is tog die uitdrukking dat Elohim, net nadat hy die lig geskep het, sou ingesien het dat dit goed was, 'n dwaasheid sonder weerga, want Elohim se hoogste wysheid moes tog al ewig as self die lig van alle lig gesien en gemerk het dat die lig goed is. In die boek van die Indiërs staan voor die materiële skepping, 'n skepping van die suiwer geeste, wat Moses later ook ergens vermeld. Hulle was suiwer lig, en by name die eersgeskapene word draer van die lig genoem, of Lucifer. As Elohim al by die skepping van die suiwere liggeeste tog duidelik die waarde van lig kom toets, gestel dat hy daarvoor altyd in die diepste duisternis sou gerus het, wat ek my oorigsins nie van hom kan voorstel nie, dan is dit tog byna te belaglik dat Elohim op 'n bepaalde manier opnuut sou ingesien het dat die lig goed was. U sien self dat die hele skepingsgeskiedenis, soos wat dit deur Moses gegee word, absolute onsin is, waarvan 'n mens, as 'n mens die hele geskiedenis ook maar enigsins op natuurlike wyse opvat, van kan dol word. Dit is daarom nie so te verwonder nie, dat juist die Judeese skrifgeleerdes, self die leer wat onsinnig is, glad nie glo nie, maar dit vanweë die volk omhoog hou, en hulle daarvoor baie goed laat betaal. Alle vooraanstaandes in Rome erken dit ook, maar laat die saak, ondanks die grove onsin, begaan, omdat die blinde volk baie waarde daaraan heg, en hulle self daardeur in die land behoorlik rustig hou. Dat alle beginsels wat vanaf die oerleraars aan ons oorgelewer is, niks anders as leesprokies en fabels is nie, vanuit die standpunt van die natuur gesien, maar nie vanuit die standpunt van die gees nie, voeg ek by, is tog egter wel sonhelder, want daar kan ook geen halwe lettergreep waarheid in wees nie. Maar as dit egter vasstaan, kom die groot en belangrikste vraag van self, en dit lui soos wat ek al aan die begin van my verhaal aangeroer het. Hoe het die mens op hierdie aarde ontstaan? Hoe kry hy kennis oor 'n Elohim, 'n God, en hoe oor homself, en wie leer hom die eerste om te onderskei wat goed en wat kwaad is? Gee ons daaroor, o meester, ietwat lig, dan is ons geborge. Nou, as jy werklik die skepingsgeskiedenis natuurlik wil ontleed, natuurlik bedoelend dat die Vader lig en duisternis geskei het en die waters geskei het, en lig was al van die eerste dag daar, hoekom nou op die 4de dag 'n groot en 'n klein lig maak? Wat het die 3de dag se plantjies, bome, grasse, dan nou versorg? Want grasse, bome en plante kan nie sonder lig groei nie, daar moes dag en nag gewees het. In die nag moet hulle fotosinteer. Dan sien jy dat die hele skepingsgeskiedenis van Genesis 1 absoluut nie natuurlik verklaar kan word nie. En daar kom ons nou weer by 'n groep mense wat hulle absoluut vasglo dat die aarde in 7 dae geskape is. Hulle noem hulle self the creationists. En dit klink so mooi, want hulle is so Bybelvas. Maar jy kan nie die onsin weerspreek van in die aand, dit was aand en dit was môre nie. Van die eerste dag. Dis nie so nie, dis aand, dis nag, dan is dit môre. So hierdie skepingsgeskiedenis van Genesis 1 moet jy uit jou hele kop uithaal, dat dit gaan oor die aarde se geskiedenis.
se ontstaan. Dit gaan oor die mens se innerlike skepping. Die mens wat duister geraak het, dit was nie woes en leeg nie, dit het woes en leeg geword, as jy die Hebreëse teks verstaan. En so het die skepingsgeskiedenis van die engele, het hulle siele, hulle wese het woes en leeg geword. En toe het Vader hierdie materiële skepping laat ontstaan, maar die skepping waarvan hy praat is die skepping binne in hierdie wesens, wat ook die skepping binne in die Adamiet is. Lig en duisternis, moet jy die onderskeiding maak, om dit te kan skei van mekaar. Jy moet weet wat is duister kennis, en wat is ligkennis, soos ek net al gepraat het, wanneer jy sekere flieks kry, jy kry so aanmaning binne in jou, dan weet jy, jy's nou in die duisternis. Waters is dieselfde beginsel, waters is kennis. Jy moet die water skei. En die ligte wat inkom, is die wysheid wat ons begin beskyn. En dan, in jou aand, van jou lewe, wat miskien nou al hier is, as jy 'n jong mens is, dan word dit oggend, as jy Yeshua in jou hart kry. En as dit oggend in jou word, lig, dan is jy op die pad na volledige ligwese. In ander hoofstukke, baie lank terug, getrend hierso by die seker 150ste lesing rond, het ons hierdie skepingsverhaal verduidelik gekry deur Yeshua. En gaan maar terug en gaan luister weer om jou net te verfris. En die groot ligte, die mense sê altyd, die son en die maan is op 4de dag geskep. Dit staan nie daar nie. Daar staan 'n groot lig en 'n klein lig. Wat is daai twee ligte in ons? Die klein lig is die siel, wat beskyn word deur die Gees, die groot lig wat Vader in elkeen van ons geplaas het. En daai twee ligte moet aan 'n koepel kom, en die enigste koepel in die hele heelal. Hier is nie 'n koepel, die plat aarde mense sê is 'n koepel en die son draai hier op die koepel. Die enigste koepel wat bestaan, wat jy nie kan deurgaan nie, is die wil van Elohim. Jy kan nie buite sy wil gaan nie. Maar binne sy wil, laat hy jou vrye wil toe. En dit is die groot lig, sy Gees, wat binne in jou, die klein lig, die siel beskyn. En op die 4de dag, raak dit dan al baie, baie lig in jou, as jy teen die wil van Vader, eintlik gesê, geplak is. Dan is jou wil, en Vader se wil is een. Dit is wat dit beteken op die 4de dag. Wat dit is belaglik om te dink dat dit die son en maan is. Dis 'n afleiding, dit is 'n verkeerde afleiding. Want dit staan nie daar. So moet jy nie laat mislei deur die, wat is creation, is die skepings, ek weet nie wat om hulle in Afrikaans te noem nie. Daar is 'n groot professor wat oral lesings gee vir almal. Hy was eers 'n 7-daagse Adventis, maar hy is nou weg daar, want hy het die Rooms-Katolieke Kerk te kwaai aangevat. Professor White, hy is een van die creationists, en jy moet maar baie fyn wegbly van, baie fyn luister as jy sterk genoeg is, en sien waar hy gly. Op ander terreine, soos op die van Kos en juis oor die Rooms-Katolieke Kerk se boosheid, het hy nogal baie kennis. Maar mense word van van die regte waarhede afgelei deur mense wat hierdie ding net natuurlik sien. Ek het ook geworstel met die natuurlike skepping in my lewe, want ek het geologie gaan studeer, dit was een van my vakke. En die geologie sê baie duidelik, jy kan nie daarby verbykom nie, dat alles oeroud is, langer as 6000 jaar, is gelaagde laag grond en klip en rots met fossiele binne-in. Want dan sê, die goed het baie, baie lang terug ontstaan. En ek moes eers die Lorbert geskrifte kry, toe verstaan ek eers hoe die hele skepping werk.
en hoe die skepping van die mens binnein ook werk. So moet jou nie laat mislei deur letter van die wetmense nie, of letter van die skrifmense nie. Hierdie Genesis 1 is 'n geestelike skepping, wat binne in die mens plaasvind. Baie dankie. Dankie.